to another fabulous lesson on mathematics. Ons gaan vandag trigonometrie doen. Ons gaan maar 'n bietjie ietsie van alles doen. So dis maar net, onthou net ek sê altyd trig is soos 'n nuwe taal wat jy leer. Okay, dis 'n afdeling van wiskunde. We start on a completely clean slate. So jy het regtig die geleentheid om bitter goed te doen in trigonometrie. Gebruik hierdie geleentheid. It's completely new work. Okay, we don't really add on to other principles except maybe Pythagoras. I would love to speak alone, that would be great. So for the first question, we are going to solve for x. So ek gaan begin neerskryf, ek gaan 'n paar sommetjies nog voorbeelde vir julle neerskryf. As julle reg is, kan julle begin. Maar ek gaan net enetjie saam met julle doen. I'm going to do one with you. I spoke to and apparently your class did also do solving triangles, solving unknowns in triangles. So julle moet weet hoe om die onbekendes op te los in driehoeke. Het sy, of dit nou 'n hoek is en of dit 'n sy is. En dan verwag ons van julle om dan nou julle triegverhoudings hier te gebruik, sin, kos of tan. Okay. So net as 'n inleiding of as 'n beginpunt vir julle, net om julle geheue so 'n bietjie te verfris. As ons kyk na vraag 1, dan moet ons dink, where do we even start? How do we calculate x? And I always say, pretend that you are the small x. You are the angle. Dit is waar jy staan. Okay? Jy is nou daai klein x. Dis jou hoek wat jy wil bepaal. Solve for x. Now, what do we have? What do we want? Wat het ons? Malachi. Almost. We have the hypotenuse and the opposite side. So in Afrikaans is jou hypotenuse, is jou skynsy. I know, it really does not sound the same in Afrikaans and Engels. Maar jou skynsy is jou hypotenuse, almost like a hippopotamus. Pretend that the hippo is sleeping on the skynsy. We had like a beautiful picture to illustrate that, but not right now. En dan, wat het ons ook? Ons het die teenoorstaande sy. Dis moontlik dat jou onderwyser net praat van oorstaande en nie teenoorstaande nie. So it's possible that your teacher might call it, well in English it's only opposite, so big surprise. So ons het ons oorstaande of teenoorstaande sy, ons het ons skynsy. So as jy nou dink, watter triegverhouding? Sin, guys, which means sin of the angle. It can never only be sin. Sin is nie 'n waarde op sy eie nie, maar as ek sê sin van hierdie hoek, dan ek sê altyd 'n sins. Teenoorstaande op skyns, sins. Dis hoekom baie onderwysers hou van oorstaande, want dan is dit sinus. Ek weet nie of julle dit al ooit gehoor het nie. In elk geval teenoorstaande op skyns of oorstaande op skyns, sin van ons pershoekie sal gelyk wees aan die teenoorstaande sy op die skynsy. And I've got all the colors available, so I'm definitely going to use it. Sin of our angle would be equal to the opposite side. Sorry, that is not opposite. That is opposite, teenoorstaande op skyns. Start filling in your values. I know that I'm starting out slow, maar ek moet seker maak julle is by met die basics. Dit is ons eerste les hierdie kwartaal, dit is nuwe werk. Nou wat nou? Hoe gaan ons nou vir x uitwerk? We need to get x alone. Now that's easier said than done because how do we actually do it? You have to use shift. So sin is like your bodyguard. For those of you who really like to listen to my voice over and over and over again, if you watch my YouTube video, sin is the bouncer. Okay, hy pas vir x op. So the only way that we can get to x is if we get rid of the bouncer or the bodyguard, and that is our sin. So we need to shift the bodyguard, we need to shift sin. That means use the 5/13 in your calculator, press equal. The moment you start using your shift function, it will appear as a -1. Ek het 'n glij daar en ek hou nie daarvan om dit actually neer te skryf soos dit nie. So I don't actually want you to write this down.
I'm writing it down, want dan weet jy wat om te doen. Maar in jou vraestel, al wat ek wil hê jy moet doen in jou vraestel, is jy moet net vir my die antwoord van X gaan neerskryf. Did I lose someone along the way, of is julle almal nog hierso? Hallo? Okay. As jy nie 'n sakrekenaar het nie, dan moet jy maar 'n plan maak. Net gou vinnig, ek weet ek gaan nou stadig, maar dis om seker te maak julle weet wat hier aangaan. Jou antwoord moet 'n grade simbool hê. Your answer must have a degree symbol. Moenie vir my gaan skryf sentimeter of meter nie. Ons het 'n hoek se grootte bepaal. We calculated the magnitude of an angle. Okay, so nou dat julle hierdie enetjie obviously 100% verstaan, gaan ek vir julle nog 'n paar neerskryf. Maak seker dat jy dit volledig doen. Bepaal vir X in elke geval. Dink aan wat jy het, dink aan wat jy soek. Ek sal nou weer inzoom. Ons 3 voorbeelde. Drie sommetjies, ek gee vir jou tyd, vir die van julle wat die video nou kyk, pause nou maar net of skip. Ja. Die mannetjie is daar om vir jou te wys dis al waar jy staan, want jy's die ek hou daarvan om dit so te illustreer. Verbeel vir jou jy staan hier waar X is. En dat jy moet probeer bepaal wat het jy tot jou beskikking. So as jy by X staan, en jy's die mannetjie, dan het jy die teenoorstaande sy. Dis soos daai muur wat ek by die deur sien en jy die skuins sy. So teenoorstaande en skuins beteken jy werk met sin. Watter triegverhouding gaan ons by vraag 2 gebruik? Kos, want ons het die aangrensende sy en ons het die skuins sy. Weereens, as jy 'n hoek bepaal, dan gaan jy altyd shift kos. Shift sin, shift dan. Ek kry koud.
Het julle dieselfde antwoord as ek gekry? Okay, so ons rond maar net af tot 2 desimale plekke. Is iemand nog besig met vraag 2? Niemand? Dan gaan ons aan na vraag 3 toe. Are you done? Are we going to use 10? Very good. We are going to use 10. Hello? Please keep the door open, would you mind? Okay. We will definitely use 10. Why? Because we are standing at the little angle. Dit is waar ons staan. Wat sien ons? Wat het ons? Wat soek ons? So we have the opposite side. Ons het die teenoorstaande sy. En dan het ons ook die, watter kleur gaan ek gebruik? Groen. Ons het die aangrensende sy. In English, we have the opposite side, which is in pink. Opposite. And we have the adjacent. Adjacent means touching X. Reg langs aan X. Okay, so dis done. Yes. The door should be open because ek kry te koud and otherwise yeah. Did everyone get X? Focus julle of sit in guggel julle? Huh? Help julle is hier en julle mors julle tyd nie. Vraag volgende. Nou gaan ons sy lengtes bereken. Dis waar dinge dalk 'n bietjie interessant kan word. This is where things can get interesting. Gaan ons sin, kos of taan gebruik by vraag 4? Okay. As dit nie kos is nie of sin is nie, dan bly daar 2 opsies oor want jy 50% kans om reg te raai in elk geval. Maar hypotenuse, dankie Rosier. So wat sien ons Rosier? Wat is die skynsy? Ag, nou 8 eenhede. Hoe weet jy dat 8 is die skynsy? Ek verstaan wat jy sê. Kan ons dit dalk in 'n ander woorde omskryf, Jonathan? Yes, so that's slightly more technically accurate, alhoewel ek 100% saamstem met daai verduideliking, want ek weet wat jy bedoel. Jou skynsy gaan altyd teenoor jou 90 grade hoek wees. I'll repeat that in English. Your hypotenuse. Jou skynsy gaan altyd teenoor jou 90 grade, opposite to your right angle. That's where you find your hypotenuse. We have the hypotenuse. Dan, watter ander sy het, of wel, as ons dink aan die 30 grade, wat is X van 30 grade? Is dit sy teenoorstaande sy, of is dit sy aangrensende sy? Aangrensend. Fantasties. So daar maak ons klaar major progress. In Afrikaans aangrensend, in Engels adjacent. Good. So if we consider pink and red, or purple and red, which trig equation or trig ratio rather would be most suitable to solve this question? Cos, dankie. Cos. Not cos X, cos 30 grade, want jy is die 30 grade. Die mannetjie staan by die 30 grade. Nou kyk hy rond, wat het hy? Hy het nie teenoorstaande nie. Teenoorstaande sou hierdie sy gewees het. Hy het aangrensend en hy het skyns. So aangrensend oor skyns, dit is die definisie van cos. Aangrensend is X, skyns is 8. Nou my klas, julle weet nou hoe om hierdie op te los. Malachi, can you move please because you're laughing non-stop. Hoe los ons dit op? Ja. Ja, jy gaan die 8 na die linkerkant toe vat. Wat was my raad aan julle gewees? Waar gaan ek die 8 skryf? Hoekom? Net nou, skryf jy vinnig en jy's gespanne in jou toets. Maybe you're a little bit rushed and then you write down times 8 and then what if per ongeluk
by mistake, what if you per ongeluk multiply the 30 and the 8? That would be incorrect. Okay, we're trying to find cos of 30 and then multiply that answer by 8. So dit is maar net 'n general guideline, 'n recommendation. Doen dit as jy wil, moet dit nie doen as jy nie wil nie. Maak nie saak nie, skryf my die 8 aan die voorkant. Pop that into your calculator. Jy kan hom vir my skryf as 4 wortel 3 of as jy nou regtig wil, dit maak regtig nie vir my saak nie. 6,93. Nou, by die vorige vraag, I specifically said, please give your answers with the degree symbol. Wat gaan ons hier doen? Well, we don't know. Centimeter, meter, kilometer, millimeter, nanometer, picometer, micrometer. Ek weet nie hoe lank is elke sy van hierdie driehoek nie. So I'm just going to write down units because it's not specified. Eenhede. Ons het nie 'n hoek bereken nie, so jy gaan nie jou antwoord in grade neerskryf nie. Ons is pedanties hieroor. Like, we get nasty when we mark these questions and you write down grade and it most definitely is not the magnitude of an angle. So skryf my eenhede of units en dan is ek happy. Okay, ons gaan nog 2, ek bedoel enetjie hiervan doen, dan gaan ons aan 'n ander afdeling van die werk. Daai is nie great nie. Ek gaan hom nou maar bietjie rotate want julle moet julle spatial awareness bietjie beter begin maak. Do I have spinach in my teeth or like what? Is dit hierdie Huh? Please, man, you're irritating me. Your parents are going to listen to this video and think I'm like ongeskik. Okay. Goed. Solve for x, please. Do this on your own. I'm listening. Kom ek help gou. Dankie. Kom ons doen gou hersiening daarvan. Dis goed jy vra my. Okay, so soos altyd, it's a general question, nee? Okay, cool. Goed om te weet. Ons het 'n tipe van 'n woordjie nodig. So I remember best by way of association. So maybe I can make a little sentence or think about a picture or create new words like an acronym or I don't know. So kom ons gebruik nou maar ek hou van sins want ek hou van teenoorstaande. So in Afrikaans sins, which means whenever I'm trying to calculate sin of an angle, dit gaan teenoorstaande op skuins wees. Now let's repeat that in English or make a little rympie in Engels ook. Sin is opposite over hypotenuse. So in English, let's go for sino. Are we going to make this opposite over hypotenuse? So that means sin of any angle would be your opposite side over the hippopotamus, hypotenuse. Jy hoef nou net die Afrikaans of die Engels neer te skryf, tensy jy nou regtig volledig tweetalig wiskunde wil doen. Dan gaan ons aan, kos, kosas. Which means cos of any, ek gaan eers in Afrikaans. Kos van enige hoek sal jou aangrensend op skuins wees, A op S. Let's go to English. Adjacent over hypotenuse. It's less fun in English. Nonetheless, ek wil nie eers weet wat vir ons wag met Tannie. Kom ons kyk. Tan, ta in Afrikaans, want
Dit gaan wees teenoor staan op aangrensend. Ek gaan nou dit vinniger doen. En in Engels teenoorstaande opposite over adjacent. C, not fun at all. Okay, leer dit maar in Afrikaans, okay? Dis die definisies van alles. Moenie so bang lyk nie, dit gaan later gaan jy dit uit jou kop uit ken, ek beloof. It looks like a lot because it's translated. Guys are really irritating me. Are you on a sugar rush or something? Want genade. So look at this triangle. We're trying to find x. Is x jou skynsy? Dankie. Gee ek per ongeluk vir julle die antwoord. Skyns. In English, that would be your hypotenuse. So we know that we really want to work with a hypotenuse. Okay. Iewers wil ons met 'n skynsy werk, so dit gaan of sin wees of kos wees. Dis die enigste twee terugverhoudings waar die skynsy betrokke is. But we need to decide, is dit nou sin of is dit nou kos? So we proceed. Wat is 4? Want 4 is die ander sy wat ons het. Look at 30. You are standing at 30. Skiet ons pyl en boog. Dit is reg langs aan die 30. So if you were shooting pyl en boog, ek weet nie wat dit in Engels is nie, that arrow and bow and arrow, that would be bow and arrow would mean to the opposite side because you're not standing next to the target, you're shooting at the target. It's opposite to you. So jy kan nie nou sê hierdie is jou teenoorstaande sy nie, dis jou aangrensende sy. It is your adjacent side. So now we have to refine this even further and say, well, for adjacent, we're either going to work with tan or we're going to work with cos. Now, which trig ratio contains both pink and, wat is it, groen? Cos. Sien julle, so ek kan nou oral gegaan waar daar 'n skynsy betrokke is. Ek moes eintlik net dit in Engels ook gedoen het. Everywhere that we worked with a hypotenuse, I highlighted where I see hypotenuse. Hierso. Skyns, okay, Engels en Afrikaans, niks daar nie. Toe gaan ek en ek sê, right, ons is op soek, ek moes dit pers gemaak het, whatever, ons is op soek na die 4, dit is ons aangrensende sy, aangrensend, 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 aangrensend. Cos would be the only one where we see both. So ons moet kos gebruik. Dis net 'n lang metode om dit te verduidelik, but it is necessary. Dis wat ons gaan gebruik. Okay. Ons hoek is 30 grade. Adjacent is 4, skyns is x. En toe sê ek vir my klas, hierdie is nie 'n baie lekker som nie. Want x is aan die onderkant. But we solve it exactly the same way. Ons gaan presies dieselfde manier gebruik om hierdie op te los. Hoe doen ons dit? Nee. Okay, hoekom die x? So, the idea behind this, ek gaan nou dit in Afrikaans ook vir julle herhaal, is that we're trying to get rid of the denominator. Ons hou nie daarvan om 'n vergelyking op te los met breuke en die noemer is die onbekende nie. It makes life difficult. So enige breuk of al enige breuk wat ons oplos, we will multiply by the denominator throughout. Jy gaan dwars deur gaan maal met die noemer. Ons het dit in kwartaal 1 gedoen waar ons vergelykings met breuke opgelos het. Hierdie het julle eintlik al in graad 9 ook gedoen. So jy maal, die lang manier om daaroor te dink is om te sê jy maal met x op 1 aan albei kante. We multiply with x over 1 on both sides. This is like the very long way to think about it, but necessary. So dit beteken daai x en daai x kanselleer uit. Effectively you're left with x cos 30 equals 4. Maar ek wil vir x alleen hê. Nou, ek het nou baie lang stories gepraat, net gevinnig om net to bring it back home. Ons hoef nie daai lang manier te gebruik nie, hoor? Ons kon ook net gesê die x word gemaal aan die linkerkant. So if you divide it on the right hand side, you do the opposite working. As jy dit deel aan die regterkant en jy wil dit oplos, dan moet jy die inverse bewerking doen aan die linkerkant. Okay, division on the right hand side, multiplication on the left hand side. Good.
But we're trying to get x alone. What are we to do? Wat kan ons moontlik doen om vir x alleen te kry? Jy deel aan albei kante met kos 30. The opposite working. So ek gaan nou hier net gou vir jou wys. Aangesien jy maal met kos 30 aan die linkerkant en jy vir x alleen wil hê, moet jy mos deel met kos 30 aan die regterkant. You do the opposite working. Baie lang manier om dit te verduidelik. Later gaan dit vinniger gaan. En dan vir my klas, julle sal onthou ek het genoem, wat is belangrik as jy dit in jou sakrekenaar intik? Huh? Close the bracket. What happens if we don't close the bracket? Syntax error, not math error, but same thing, it's an error nonetheless. Jou sakrekenaar gaan sê, no can do. Close the bracket at the bottom. Anders gaan hy vir jou syntax error gee. Wat is my unit of measurement? Symbol, wat gaan ek neerskryf? Eenhede, nie grade nie. Ons het nie 'n hoek bepaal nie. Not degrees, just units. Okay, ek dink julle het nou genoeg van dit gehad. Ek wil niks hoor nie. Okay, vir een of ander rede, we really do like this question because it tests you on your knowledge. So kom ons maak nou maar net vraag 2. Simpel vraagie, belangrik, dit tel punte, is eintlik verniet punte om te kry. Ek verwag dat almal in my klas at least, eintlik almal wat hier is, volpunte vir so 'n vraag moet kry in 'n toets, want dit is eenvoudig. It's a level 1 question. It simply just tests your knowledge. Can you recall basic statements, information, or whatever? Sure. Complete the following. Voltooi die volgende. So die blokkie is wat ek wil hê. Dis 1 punt elk. Jy moet dit doen in jou boek. Jy kan nie net kyk na die skerm nie. Een punt elk. This fly has been around. Ja, hy is al die hele tyd hier so. Did I get him? Let's try. So as dit 1 punt per vraag is, beteken dit jy het 1 minuut vir elke vraag. Think about the time that you spend on every question. Be smart about it. 1 punt, 1 minuut. 2 punte. Okay. Wat's 2.1 se antwoord? AC. Very good. Can you explain to us why? Very good. So dit is teenoorstaande op skyns. So by implication, you're standing at angle C. Opposite would be A, B, C want is die hoek. AB is opposite en AC is your hypotenuse. Baie goed. Okay. Henko, wou jy die volgende enetjie probeer het? Hold on, I quickly need to get it as well. Ja. It is Dan.
Why is it 10? So die eerste ding wat jy moet vra is, waar is jy? Very good. So when they say A met 'n kappie op, it means jy staan by hoek A. That's where you find yourself. That's your point of reference. Hierso staan jy by A, of vlieg of hang of wat ook al. Opposite would be, I'm lying, it cannot be, this is actually, nee, jy het nog nie hierdie verhouding gedoen nie. Dis die inverse verhoudings. I apologize, please swap them. As jy Tipp-X nodig het, sê maar. Jammer. Didn't actually read the question. Julle gaan dit nog doen, maar ons het dit nog nie gedoen nie. Okay. Jy staan by hoek A, teenoorstaande is BC en aangrensend is AB. Easy enough. Ons gaan 'n bietjie sakrekenaarwerk doen. Ek gee vir jou 2 hoeke, baie dankie. We have 2 angles. I need you to round off. To 3 decimal places. Now, because it's such easy work to do, and I didn't write on the question yet, so we can't do anything yet, okay? But because it's so easy, you just type it into your calculator. We need to test you somewhere. En die plek vir ons vir jou hier gaan uitvang is, het jy die vraag ordentlik gelees? As ons sê 3 desimale plekke en jy rond verkeerd af, kry jy 0. Lees die vraag. Dit is so maklik om volpunte hier te kry. It really isn't difficult to get volpunte hierso. Volmaaks, wat noem jy dit? Okay, kom ons begin. So basically just calculate the following. Ek gaan vir jou die punte toekenning ook gee. Why? Because we need to know how much time we need to spend on these questions. Please make sure that you actually write this down. Jy kan nie net hier sit en kyk nie, wiskunde is nie 'n o ja vak, jy hoef net te kyk en te sê, o ja, ek het al dit gedoen nie. Jy moet dit neerskryf. Writing it down is equivalent to studying this concept 7 times over. As jy dit 1 keer neerskryf, is dit net so goed as wat jy dit 7 keer oor moet leer. That's why I say write it down. Jou brein en jou pen, hand op papier, it's a whole muscle memory connection thing. It's the way it works. So basically just determine the following. Jy het jou sakrekenaar nodig hiervoor. Jy mag net die antwoord neerskryf. There's no, we don't require any, like lots of steps. Dis 2 punte. Dis reg of is verkeerd. Ek gaan nou 'n ekstra stapie byvoeg, want ek wil net vir julle wys hoe ons dit afrond. 3 desimale plekke. 3 decimal places. Het ek het reg gedoen? Ja.
Dis definitief reg. What did you get? I did not do it wrong. Can we quickly just, okay, this is a good learning opportunity for all of us. Well, us. Hoe druk ons dit in ons sakrekenaar in? Huh? Al die eerste ene. How do we actually type this into our calculator? You type 2 tan, big surprise, it's going to open up a bracket. A is 38.2 grade, dis die hoek se grootte, it's the magnitude of your angle. Close the bracket, okay, plus tan, it's going to open up a bracket. 2a means 2 times angle magnitude. Maal die hoek met 2. You literally type it in this way. And then you press, oopsie, and then you press your equal button, kom want jy soek 'n antwoord. Dis wat ek gedoen het, dit werk. No. I promise you, this is the way you do it. Please make sure that you do this on your calculator and that you get the same answer. It's something that you should practice. It's a completely new branch of mathematics. Your brain doesn't understand the language yet. You cannot learn French in one day. You cannot learn trigonometry in one day. Is jou sakrekenaar in degree mode? Because as jy in radians gaan werk of in een of ander, daar's nog 'n ene. It cannot give you a math error. Ja, jy mag dit ook so doen. Jy het die regte antwoord gekry. Is jy seker? Okay, mooi. Jy het dit reg gedoen. Moet ek kom kyk? No, I just want to be sure that okay, good, good. Die volgende enetjie. Is it possible to square sin? Because nee, well, jy moet die antwoord gaan square. Ek moet gou ietsie kyk. Okay. Sin is nie 'n waarde wat ons kan kwadreer nie. Sin is just a ratio of an angle. So nou in elk geval, so hoe sit ons dit dan in ons sakrekenaar? Eintlik wat hier staan, ons moet eers verstaan wat is dit wat hulle van ons verwag? What do they actually expect? They expect you to take the answer of sin B and square that answer. Nou, daar's verskillende maniere hoe jy dit in jou sakrekenaar kan intik. As jy so OCD soos ek is, dan sit jy ekstra hakkies by, but you don't have to do it. Sorry, it doesn't look good. Option number 1. Sin B is hoe groot? 146.4. And then just type the square. Or, if you're like me, I don't know why, but I really like putting the whole thing in a bracket. I want to speak alone, please. And then square it. Both should give you the same answer. Dink ek. Gee dit vir ons dieselfde antwoord? Ja. Dis jou finale antwoord. Okay. Laaste enetjie, onthou nou die hoeke se grootte is. Daar's A en daar's B. Bereken vir my cos A plus sin 2B.
Jy moet 'n negatiewe antwoord hier kry. Did it work? Okay, ons gaan aan vergelykings. Ons het nie baie tyd oor nie, ons het nog 'n paar goedjies om deur te gaan. Are we ready? Grotiens is 'n spesie. Regtig. Ja, solve for theta. Ek gaan nog enetjie bysit wat nie is nie. O, koek. Ja. Vir die kinders in my klas, maandag se klastoets. That's more or less what you can expect. As julle en ek weet nie of julle wanneer julle klastoets skryf nie, my kinders skryf maandag klastoets. En letterlik, ek kan nie vir julle enigiets moeiliker vra as wat ons in vandag se les gedoen het nie. Cannot, will not. It's an informal assessment, so I promise you everyone's stressing about them not knowing about a test. It's just me gauging what everyone understands or doesn't understand. Hoe ver is julle? Nee. No, this is wrong. Yes, no, daar's reg. Sorry. Ek het nie shift sin 0.5.
sin is die bodyguard of die bouncer of wat. You need to shift the bodyguard, anders kan jy nie by die deur in nie. Bouncer, whatever. Okay, hy pas die hoek op. Hy pas hom op. Kos is soos don't touch the angle, dis myne. We need to get rid of the bodyguard in order to release the angle. Alhoewel van daai jy moet letterlik vir Anja vat en sê staan jy net een kant, shift die bodyguard so that we can calculate the angle. Shift kos, shift sin, shift dan. Anders doen julle die verkeerde goed. As jy die inverse doen, as jy ooit die hoek wil bereken, moet jy shift sin, shift kos, shift dan. Daar's 'n video op YouTube wat ek gister geupload het wat dit verduidelik. Met 'n hele storie. Okay, wie gaan my help by 3.7? Ons het nie so een in die klas gedoen nie, want ek kon nie een kry in die handboek nie. Maar dit was altyd in die handboeke gewees. We always did examples like this. There's just a small extra step. Ek weet nog nie, ek het nog nie gedoen nie. Maar, om mee te begin, kom ons werk die regterkant uit. Let's calculate the right-hand side, the value of sin 85. This should give you, en julle skryf asseblief baie desimale neer, of hou die antwoord op jou sakrekenaar. Please don't round off in this step. Please don't round off. Okay. So van hier weet ons wat om te doen. Because now we shift 10. Daai kolletjies beteken ek rond nie nou al af nie. Eers in die heel laaste stap. Nou wat nou? Maal ek met 'n half, deel ek met 'n half, maal ek met 2, deel met 'n half of maal met 2 is dieselfde ding. Either way, jy moet maal met 2 of deel deur 'n half, dan kry jy 89,78 degrees. Lots and lots of fun. Dit is dit vir vandag. Any further questions? Floor is open. Next meeting.